Ja, dankie dat u ons uitnooi om nader aan u te kom in elk geval, en dis waaroor vanoggend weer eens gaan. Nog 'n stapie nader, nog 'n stapie meer, soos Jesus. Maar Vader, ons sal dit net kan hoor, as ons harte oopmaak, en daarom bid ek dat u deur die Heilige Gees ons harte sal oopmaak, aanvanklik vir die woord, sodat ons kan hoor wat u vir ons wil sê en leer vanoggend. Help vir my om maar net gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees. En te sê wat u my gesê het en vir my leer en vir ons elkeen. Maak ons ontvanklik vir die woord. Sodat die woord nou aan die woord kom. In die naam van Jesus. Amen. So ons werk deur hierdie boek, die brief van Paulus, wat hy geskryf het in Kolosse, is in Turkye, daar waar ons vandag ook na gekyk het, in die middel van Turkye. En die brief begin so, Paulus kry inligting oor wat gebeur, hy is in die tronk, hy hoor wat gebeur in die gemeente in Kolosse, en dan sê hy vir hulle, ek het van julle gehoor, en dis wat hy gehoor het. Hy sê, omdat ek gehoor het van julle geloof in Christus, is ek baie dankbaar. Hy skryf daar nie, hy sê nie, omdat ek gehoor het dat julle ouens het christelik groot geword en nou is julle in die kerk in Kolosse, of omdat ek gehoor het dat julle so aktief in die gemeente werk, of omdat julle sulke goeie ouers het en julle nou in hierdie kerk in Kolosse is ek ongelooflik dankbaar. Hy sê dit nie. Hy sê die ding waar elke gelowige se lewe begin, by hierdie ding. Hy sê, omdat julle geloof het in Christus. En dis die enigste toegang deur die eeue, al die eeue heen, tot vandag toe, en dit sal nooit verander nie. Die enigste manier hoe enige iemand toegang kry tot God, is deur geloof in Christus. En dis waaroor die hele brief gaan. Hy sê, hoe leef jy? En dan vertel hy eers vir ons, en dit is die eerste twee dele, die eerste twee hoofstukke, het ek laasweek gesê, het hy eers die teorie vertel van wat dit beteken om in Christus te wees. Dat Christus jou lewe is. Die teorie daarvan. Hy het gesê, Christus is alles. Christus is God. Hy is die skepper, hy is die onderhouer. Hy het gesê, Christus het ons versoen met God, sodat ons kinders van God kan word. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee, sodat hy ons kan leer om nog meer soos Jesus te wees. Hy het ons die mag gegee, hy het ons gehelp om die mag van die sonde, van ons sondige natuur te verbreek. Dis waarmee ons kom help het. En nog vele meer. As jy dit gaan lees, as jy dit gemis het, gaan lees dit weer. So verlede week het ek gesê, ons het eintlik begin ons 'n preek wat 5 weke lank is, en julle is nou by die tweede deel. So as julle verlede week gemis het, het julle een van die beste inleiding vir 'n preek gemis. Nee, maar dit is omdat dit so is, dat dit help vir jou, nie wat ek gesê het, maar wat Paulus gesê het. Hy het gesê, ons moet ons gedagtes rig, prakties. Nou gaan ons hoor nou wat ons is in posisie, ons posisie is kind van God, maar nou moet ons in die praktyk leef soos 'n kind van God, en dit begin by jou gedagtes. En hy het ons gehelp om te sê, maar jou gedagtes moet daar bo wees. Jou gedagtes moet op God gerig wees. En dit moet gerig wees op Jesus. En as mense lewe in hierdie wêreld, want ons leef in hierdie wêreld, en dis die realiteit, ons leef op in hierdie sondige wêreld, met sondige gedagtes wat die hele dag om ons is. En hy sê, ek wil julle help, sodat julle gedagtes al hoe meer kan rig op daarbo is. En prakties beteken, jy is by die werk, goed gebeur, dan begin jy dink aan bo. Wat sal Jesus gedoen het? Hoe sou hy gedink het hieroor? Vra hierdie van my nou om gehoorsaamheid te wees. Moet ek hier in hierdie situasie nou die karakter van Jesus wys? Dis wanneer jou gedagtes daarbo is, terwyl jy hier op aarde is. Maar die bottom line is, ons leef in hierdie aarde. En dis 'n realiteit. En dis waaroor hy met ons wil praat vanoggend. Kom ek lees vir julle. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd, gevloek. Vuil taal moet dan nie uit julle mond uitkom nie. En moet nie vir mekaar lieg nie. En julle moet die ou sondige mense sy gewoontes breek. En leef nou na die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper, en tot volle kennis van God.
Nou hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles, en almal. Nou, as 'n mens nou hierdie goed kyk, dan kan ek verseker nou die lys sondes gevat het of vat, en ek kan elke woord uitlê, en ek kan fokus daarop, en ek kan vir jou vertel van hoe jy nie wat sekere goed moet doen nie, want dis wat daar staan. En dan kan jy uitstap en sê, ek wil glad nie meer hierdie sondes gaan doen nie, wat jy in elk geval nie moet doen nie. Maar dit gaan nie veel verander nie. Want as verseker nie gelowig is in die wêreld, as ek vir hulle daai lys sou lees, wat sê, ek doen nie een van daai goed nie. Ek ken sulke mense. Julle ken dalk ook sulke mense, wat so leef, asof hulle Christene is, en doen al hierdie goeders. So, ons kan hierdie lys uitgedeel het, ek het nie dit gedink nie, maar miskien dink ek nou daaraan, dit uitgedruk het en vir julle gesê, skoor jou 10 eenheid, weet, op 'n skaal van 1 tot 10, elke van hierdie sondes, waar skoor jy? Maar dit sal niks verander het nie. Dis nie die kruks van die boodskap nie. Dis nie wat Paulus ons wil kom leer, as hy vir ons sê, hoor julle leef op die aarde, en op hierdie aarde is hierdie goeders deel van jou lewe, maar ek wil julle beginsel leer. En die beginsel is in vers 11, as hy sê, nadat hy alles gesê het, dan sê hy vir hulle, hoor hier is Christus alles. En dis waaroor dit gaan. Dis waaroor die hele boodskap gaan, dis eintlik die hele brief gaan, dat Christus is alles, want dit help nie jy ontwikkel die selfbeheersing, om nie een van daai sondes en nog alle ander sondes nie te doen nie. En jy is nog self alles. En Christus is nog nie jou alles nie. Jy het nog nie by 'n punt gekom waar jy sê, maar Christus is my alles. En as Christus my alles is, dan beteken ek aanvaar hom as my skepper, as my onderhouer, as die een wat my lewe vir my gegee het. Hy is die bron van my redding, ek aanvaar hom daarvoor. Ek sê my identiteit is nou in Christus, ek is nou kind van God. Dis wat dit beteken as Christus my alles is. Dit beteken dat ek vertrou hom, dat hy die Heilige Gees in my gegee het, om volledig God binne in my te wees. Jy kry nie deeltjie van die Heilige Gees soos wat jy meer geestelik groei nie. Die Heilige Gees is reeds volledig in jou. En al wat jy moet doen, soos wat jy meer Christus alles in jou lewe maak, is om te ontdek wat is die Heilige Gees, wat gee die Heilige Gees wat reeds in jou is. So as jy dit begin verstaan, dan gaan jy jou begeertes op God rig. En dan gaan hierdie begeertes, soos wat hy hier genoem het, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, woede, haat, nyd, vloek, vuil taal en leuns, mos nie deel wees van jou lewe nie, want jou begeerte is om soos Christus te wees. So, om Christus jou alles te maak, is maar, soos dit in enige huweliksverhouding werk, dit begin by 'n besluit. Ek het 'n hele skyfie gemis. Ek het glad nie gebid nie. Ek gaan nou net om even opsit, asseblief. Ek onthou nou in my waas. Ekskuus julle. Nou moet ek weer van vooraf begin. Om Christus jou alles te maak, begin by 'n besluit. En dit is net soos by 'n huwelik. Want waar begin 'n huwelik? 'n Huwelik begin by 'n besluit. En jy besluit, ons wil vir mekaar wees, en dan ontwikkel daar 'n verhouding. Maar as 'n ding, wat die besluit vooraf gaan, en wat dink julle is dit? Dink gou 'n bietjie. Daar's iets wat moet gebeur, voor ek kan besluit, ek wil jou hê. 'n Oukie of 'n deesdae meisie ook, hulle sien mekaar, en hulle sê, hoorie, ek like hierdie ou, of ek like hierdie meisie. Wat is dit wat gebeur? Hy gaan na haar toe, of sy na hom toe, en sê, hoorie, ek hou van jou. Ek wil jou graag beter leer ken. Dan sê een van twee besluite. Nee. En as dit verby, dan sê een van die biljoen meisies, wat nooit met hom sal uitgaan nie. Of sy kan sê, en dis die kruks, ek glo jou. So voor enige besluit geneem kan word, om 'n verhouding te begin, het jy geloof nodig. Dis waar dit begin. Ek glo jou. Ek glo jou dat jy vir my sê, ek glo jou as jy vir my sê, ek is lief vir jou.
Ek kan sien, ja, jy geef my al die persente, maar ek glo jou as jy sê, jy is lief vir my. En as die verhouding begin ontwikkel, en nou besluit hulle om eksklusief te raak, wat is dit, eksklusief, niemand meer nie, dat hulle date nou net mekaar, dan moet ek jou glo, as ek nie by jou is nie, dat jy nie ander meisies of ander ouens date nie. Dis alles gebaseer op geloof. As ek vir jou sê, ek wil hê ons moet hierdie ding ontwikkel tot in 'n huwelik, en ek wil my lewe vir jouself gee, en as jy hier voor staan, en jy beloof dit, dan moet ek jou glo, dat jy die waarheid praat. As ek dan sê, ek glo, ek wil jou my alles maak, of ek wil jou my alles maak, dan moet ek dit glo. So alle verhoudings, liefdesverhoudings en ons geloof, ons verhouding met God, begin daar, dat ons by 'n geloof sal kom, dat ek sal sê, ek het die geloof, dat ek vir Christus wil aanvaar. En van God se kant af, het hy dieselfde gedoen, as wat 'n ou en 'n meisie sal doen, is om vir mekaar hulle liefde te beloof. Nêrens in die Bybel lees ek daarvan. Miskien is daar, wat God sê, ek hou van jou. Ek lees dit nie daar nie, ek lees dit. God bewys sy liefde vir ons hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dis 'n liefdesverklaring, dat jy van jou kant af nog niks te doen nie. Dis soos die meisie wat nou hoor hierdie ouetjie hou van my, en hy wil my uitvat. Tot op daai stadium het sy niks gedoen nie. Nou kom Christus en hy sê, jy het niks nodig gehad om te doen nie, maar ek wil jou my liefde kom bewys. Ek is bereid om te sterf vir jou, sodat jy myne kan word. En daarop moet jy antwoord. Dis waar jou geloofsjourney begin. Dis dieselfde as wanneer jy in 'n huwelik gaan. Dis asof jy nou vir God sê, en die lys wat Paulus genoem het, is maar een van die goed, maar is om te sê, Vader, en ek sit dit nou in aanhalingstekens, ek wil nie meer ander goed date nie. Ek wil u alleen date. Ek wil eksklusief raak met u. Ek wil op u gefokus wees. Ek wil u persoon beter leer ken, want dis wat die ou sê, ek wil jou graag beter leer ken. En dis waar dit gebeur. Nou God help ons daarmee. In Kolossense 3 vers 9 sê hy, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper, en tot volle kennis van God. Om Christus Jesus jou alles te maak, beteken, eerste ding, jy breek met die ou mens. Selfs met 'n ou wat nou 'n meisie vat, en met haar wil trou. Die ou mens is verby. Die mense sê, hier ou is 'n nuwe mens. Hy was altyd so suinig geweest. Nou het hy hierdie girl ontmoet. Hy vat haar uit vir ete, en hy koop vir haar persente. Die mense sê, ek kan nie glo dat hy so is nie. Hy sê, hele nuwe mens. Hierdie meisie het hom 'n nuwe mens gemaak. En dis wat hy eintlik sê, wanneer jy breek met jou ou gewoontes, dan raak jy 'n nuwe mens. Iemand wat totaal anders te dink, wat totaal anders te dink oor God en oor die lewe. En daarom is daai goed wat Paulus genoem het, glad nie meer belangrik nie. Daarom is dit meer belangrik om te sê, ek wil 'n nuwe mens wees, want ek het vir Christus Jesus my Here ontmoet. Hy het vir my sy lewe gegee. Ek wil hê, hy moet my alles wees. En daar's twee goed waarmee ons help. Hy sê, word vernuwe na die beeld van sy skepper, en tot volle kennis van God. So om vernuwe te word na die beeld van jou skepper, help ons ongelooflik. Ons kan dit ook so sê, die Bybel praat daar van 2 Korintiërs 3 vers 18, hy sê ons moet al hoe meer vernuwe word na die beeld van Christus, want Christus is ons skepper, hy is ons God. So dis wat hy eintlik wil bedoel. So verander, om dit te weet, ek verander na Christus, help my geweldig, want het gee vir my 'n rigting in wie ek kan dink. Hy is die beeld van my skepper, dis waar ek wil kom. Nou Genesis 1 sê dat die mens is geskep na die beeld van God. En julle weet dit, julle kan dit daar gaan lees. So ons het aanvanklik reeds die beeld van God in ons gehad. En sonde het gekom, en julle weet wat sonde kom doen het, dit alles verwronge kom maak, sodat daar nie meer die beeld van God duidelik was nie, en uiteindelik het dit so weggegaan.
dat daar niks meer sigbaar is. Jy kan maar kyk na die mense om jou, wat nie die Here dien nie. Daar's niks meer van die beeld van God sigbaar nie. Die goed wat gebeur, is definitief nie tot eer van God nie. En dis wat Jesus kom regmaak het. Hy het gesê, ek kom maak reg wie jy aanvanklik was, voordat die sonde gekom het. Die beeld van God word teruggesit in jou. En daarom is dit verskriklik belangrik, dat dit moet sigbaar raak, dat God se beeld al hoe meer sigbaar raak in my. Nou sê hy 'n belangrike ding, hierdie woord, hy sê, vernuwe jou na die beeld van God. Dis die woord vernuwe, beteken eintlik, is 'n passiewe vorm, en is 'n woord in 'n passiewe vorm geskryf is, dan beteken dit iemand anders te doen dit vir jou. So dis die punt, dat as jy 'n nuwe mens wil word, dan kom jy na God toe en sê, ek wil verander my na die beeld van Jesus, ek is bereid om verander te word. Dit begin by jou, wat aanmeld vir verandering. Dit werk nie andersom nie. Dit is iets wat jy moet gaan doen, om te sê, ek gaan nou al hoe meer, ek gaan weer die sondelys vat, gaan dit vir uitdruk, en dan gaan ek dit begin deurwerk, en dan gaan ek sê, okay, hierdie ding doen ek nie meer nie, daai ding doen ek nie meer nie, ek het oorwinning oor dit gekry. Dit sal 'n goeie ding wees om te doen, maar dit gaan niks bereik, as jy nie bereid is om begin by 'n punt te sit, om te sê, Heilige Gees, verander my van binne af, sodat ek meer sal weet, soos die beeld van Christus. En die beeld van Christus is niks anders as om net te sê, ek begin vertoon die karakter van Jesus. En die karakter van Jesus kan ek vir julle lang lys gee. Sagmoedigheid, nederigheid, liefdevol, vriendelik, genadig, barmhartig, so kan jy aangaan. En dis die beeld wat hy eintlik wil hê moet in sy kinders wees, wat sê, Christus is alles. Dis 'n passiewe vorm. En die manier hoe jy dit gaan gebeur, is dood eenvoudig dit. Dis twee goed, en dis wat met enige ou en 'n meisie gebeur. Dis blootstelling aan mekaar se teenwoordigheid. Ek weet daar is mense wat op 'n langtermyn, die goedjies skryf, dit 'n penvriendin het, en dan met die penvriendin getrou het, en dan is hulle happy. Maar dit werk nie regtig so nie. Hoe werk dit? Dit werk so, dat ek tyd met jou sal spandeer. En hoe meer ek tyd met jou spandeer, hoe meer ken ek jou. En hoe meer wil ek wees, wie jy wil hê ek moet wees. So dis wat God wil sê. Vernuwe jou, laat God deur sy Gees jou vernuwe, sodat die beeld van Christus in jou lewe sal sigbaar word. En jy doen dit deur teenwoordigheid in die woord, en teenwoordigheid by God. En teenwoordigheid by sy mense, soos in die kerk, soos vanoggend. Dis waar jy leer, om meer die beeld van Christus te word. Ek kan vir jou die hele beeld, ek kan miskien dit gaan uitdruk eendag, alles wat ek dink die karakter van Jesus is. Maar dit gaan nou niks verander, voor jy nie by die Heilige Gees sit, en jou toelaat. Die tweede ding wat hy sê is, ek wil jou help om te vernuwe, om Christus alles te maak, die volle kennis van God. En ek kom weer terug na die huwelik toe. Ek het net in die begin gesê, hoekom wil die ou kom na die meisie toe, en hy sê, hoorie, ek wil jou uitvat. En sy sê, hoekom? Sy sê, want ek wil jou beter leer ken. En julle wat nou getroud is, weet, dat jy met iemand trou, dan moet jy mos nou haar of so om beter leer ken. Nou, wanneer hou dit op? Wanneer ken jy hom nou genoeg? Hallo? Jy so brom, okay. So julle het 'n bietjie werk. Vandag gaan julle mekaar beter leer ken. Dis reg. Dis 'n lewenslange proses om mekaar beter leer ken. Arme Riekie. Sy het net gedink sy ken my, toe word ek oud. Nou moet sy my weer van vooraf leer ken. Dit is nou heeltemal 'n ander ou as jy nou eers oud raak. So dis die proses. Dis die hele tyd in mekaar se teenwoordigheid wees. En hoe meer ons mekaar leer, hoe meer ons tyd met mekaar spandeer, hoe meer begin ons mekaar beter leer ken. En daar's geen manier hoe jy God ooit beter sal leer ken. As jy rustig hier sit en sê, ek wil net hoor, so op 'n Sondag, eenmal 'n week. En so af en toe sal ek 'n Bybelstukkie lees. Jy gaan 'n stukkie van God net sien, maar jy gaan hom nie leer ken nie. Dis teenwoordigheid by God, by hom, sit by hom, gaan leer by hom,
wat hy vir jou wil leer. Dit gaan leer by die woord en die gees, en soos ek sê by die kerk. Nou is die probleem, alles sou baie maklik gewees het, as ons tot hiertoe nog in afsondering kon leef. Dan word ons sit vanoggend hier, en ek sê vir julle, hoor, julle moet Christus moet alles wees, en julle moet hom beter leer ken, en julle moet tyd met hom spandeer, en julle moet sy beeld, laat hy toelaat dat hy die beeld van Jesus in julle insit, en ons bly net hier, en ons môreoggend begin ons daarmee, en die hele oormôre, alles is tyd net besig daar, dan beloof ek julle volgende week, gaan julle baie meer weet van God, en julle gaan hom baie liewer hê, en hom nog meer wil dien. Maar dis nie die waarheid nie, dis nie soos ons leef nie. As al die goedheid kon plaasgevind het, terwyl ons buite die wêreld is, maar nou leef ons in hierdie wêreld. En dis waar Paulus begin, toe hy begin met sy eerste stukkie wat ek gelees het. Hy begin daardeur te sê, dat jy is, veronderstel om eintlik jou sonde moet eintlik dood wees, maar jy leef in 'n wêreld, waar hierdie goed die hele tyd om jou is. Want hy begin, in die begin het ek dit gelees, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. En dan sê hy vers 8, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. So die punt wat hy wil maak is, dat ons leef nie in afsondering nie. Terwyl hy vir ons sê, hoor, die Christus is jou alles, en dit klink so mooi om te hoor, ek moet verander na Christus se beeld. Leef ek in 'n wêreld, wat vol aardse dinge is, en ek het 'n sirkel daar gesit. Die linkerkant se sirkel sê, alle mense op die aarde, met ander woorde, ek wil hê jy moet vir 'n oomblikie na die linkerkant se sirkel kyk, al die mense wat op die aarde bly, en aanvaar dat niemand het nog ooit vir Christus aanvaar nie. So almal in die linkerkant is almal sondaars, jy en Kluis. En nou besluit jy op grond van die geloof in Christus Jesus, ek wil 'n kind van God word. Waartoe skuif jy dan? Wie sê regterkant? Wie sê, hoe kom jy? Jy is nou Christen. Nee man, kom sit die volgende skuifie op. Julle is reg. Want die volgende skuifie is eintlik, die volgende sirkel is alle mense in die hemel. Maar dis wat gebeur. Jy word 'n kind van God. En jy's ernstig met jou verhouding met God. Maar jy bly op hierdie aarde. Dis wat Jesus sê op 'n stadium, sê vir sy disippels, ek bid nie dat hulle uit die wêreld moet weggeneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. En dis die dilemma van elke kind van God. Ons gaan nie skuif, ons skuif hemel toe waar daar geen sonde is, geen dood, geen pyn nie, na jou dood. Maar voor jou dood is daar nie 'n plek waar jy heen skuif as 'n kind van God en sê, hier bly julle nie. Ons bly in hierdie wêreld en dis die dilemma waar hierdie goed wat Paulus net genoem het en nog al die ander goeders, onsedelikheid, onreinheid, daai goed, valsheid, slegte begeertes, woede, is in jou face die hele dag, terwyl jy besig is om hier te leef. So al is jy vir die sonde dood, sonde is nie vir jou dood nie, sonde wag vir jou, en ek wil hê jy moet 'n prentjie probeer sien, sê maar nou net, almal wat kinders van God word, of is, kry van vandag af 'n wit kleed, en daarmee loop jy in hierdie wêreld rond. So almal weet, jy's 'n Christen, hulle behoort dit in elk geval almal te weet, maar nou weet hulle, jy's 'n Christen. En nou begin jy in hierdie wêreld leef, en ek wil hê jy moet hierdie wêreld sien, soos 'n groot stuk gevaarlike boswêreld, waar daar allerhande vuilgoeders is, en knapse kerels is, en julle weet wat 'n knapse kerel is, Wat is dit in Engels? Wat noem dit? Ek weet nie, maar dis 'n ding wat as jy deur hom loop, dan klou hy in jou vas, so swart dingetjie. Dan maak hy jou seer, hy steek jou oral, hy's oral aan jou klere. En jy kan dit nie afkryf van jou klere af nie. Dis die beeld wat ek wil hê jy moet hê. Ons is kinders van God, ons wil hê Christus is alles in ons, maar ons leef in hierdie wêreld waar al hierdie goeders om ons is. Daarom ek is dood vir die sonde. Ek het my wit kleed aan, maar hy word die hele dag vuil. En sonde kom outomaties aan my klou. Nou sê Paulus, hy maak dit dood. Hy sê, maak die ou lewe dood. En daai beteken, daai woord
as jy na daai woord gaan, hy sê, to cease completely from an activity, of the implication of extreme measures, taken to guarantee such cessation. So dit is het punt waar jy kom, waar jy sê, ek is elke dag in hierdie lewe, is jy in een of ander sensuele versoeking blootgestel. Kyk op die TV, mense loop voor jou, jy die hele tyd is hierdie versoekings voor jou. Jy is die hele tyd in 'n versoeking om emosioneel versoek te word. Waar jy woede kan uitbars en kwaad word en haat en nyd en al hierdie vuil taal kan praat. Dis die hele dag in jou gesig. En partykeer gaan jy net agterkom, maar ek het toegegee. Ek het hierdie versoeking, ek het hierdie knapse kerel gelos totdat te veel was, of die vuil kolle op my wit kleed, het ek nie raak gesien nie. En dan kom ek agter, maar ek het ook hierin geval. Vir my is die hartseer, en ek dink die hartseer vir God ook, is dit daar baie mense met wit klede loop, wat gemaklik geraak het, dat hulle kleed grys geraak het. Hulle het nog die kleed aan, maar is nie meer wit nie. As hulle wat sal sê is, ek is nou maar eenmaal so gemaak, God het my so gemaak, het my so gelaat staan, ek gaan nooit verander nie. Of, maar almal doen sonde, dit het ek al baie gehoor, dan is my gekleed is mos nou grys dan. Of almal, mense sê maar ek sal nooit hierdie sonde kan oorwin nie. Waar kom ons daar aan om te sê, ons kan die sonde oorwin nie? Het is alleen uit die hel uit. Dis nie waar nie. Daar staan dat ons moet die goed doodmaak. So jy kan seksuele sondes, wat versoekings vir jou is, oorwin. Jy kan gierigheid, wat 'n sonde is, oorwin. Jy kan jou woede onder beheer bring. Dis 'n flou verskoning, om te sê, maar die mense maak my kwaad. En dan vuil taal en vuil grappies, dis sommer net common. Dit hoort by niemand nie. Dit behoort definitief nie by kinders van God nie. So is baie maklik om te sit en te sê, maar ek aanvaar maar net hierdie goed. Terwyl hy baie duidelik vir ons sê, jy loop met hierdie wit kleed, en ek gaan jou waarborg, daar gaan sonde aan jou kleed vaskom. En partykeer gaan jy dit nie raak sien nie, en partykeer gaan jy oorgee, en dan gaan jy in versoeking val, en jy gaan dadelik weet, ek moes dit nooit gesê het nie. Maar nooit kan jy by 'n punt kom te sê, ek aanvaar dit nie, want ek is 'n kind van God nie. Ek haal hierdie grys goeders, ek haal hierdie goeders af. Hoekom? En dis wat ek hoor vanoggend. Want Christus is alles. As jy besluit geneem het om in geloof Christus te volg, dan is jou fokuspunt, Christus is my alles. En dit begin by 'n liefdesverhouding, nie van jou kant af nie, van God se kant af, wat gesê het, ek het die wêreld so lief, ek het jou so lief, toe jy 'n sondaar was, het ek jou aanvaar. En wat ek vra van jou, is reageer in geloof daarop. En die oomblik as jy daarop reageer in geloof, en as jy nog nooit in jou lewe dit gedoen het, is vanoggend die geleentheid om te sê, maar ek hoor dat God het my so lief, dat hy my gevat het, toe ek nog 'n sondaar was. Ek wil in hom glo. Daai oomblik as jy dit sê, dan sê die woord, dan word jy 'n nuwe mens. Net soos wat 'n meisie gekry het, en hy 'n nuwe mens geword het. Maar nog meer, want ons werk hier met Christus. Dan word jy 'n nuwe mens. En dan kry jy die Heilige Gees as kind van God. God maak jou nie net 'n kind van God en sê, ek sit jou in hierdie wêreld sterkte. Hy maak jou kind van God en hy sê, ek weet hoe lyk hierdie wêreld. Die goed gaan aan jou vasklou. En partykeer gaan jy dit nie raak sien nie. Maar gee jou die Heilige Gees. En hoe langer jy by hom sit, en jy weet as jy die knapse kerel het, jy dink jy het almal uit en is daar nog een. En haal jy hom uit en is daar nog een. En dis soos die sonde is. Jy haal die hele tyd uit. Maar die Heilige Gees gaan vir jou help. Sê, hoorie, daar's nog een. Daai ding is, dis die ding wat jy so kwaad maak. Haal hom uit. Dis die ding waar dat jy dalk 'n seksuele versoeking aan toegee. Dis daar, haal dit uit. Dis wat die Heilige Gees die hele tyd doen. En dis die lyn wat ek wil hê jy moet onthou. Al is jy vir sonde dood, sonde is nie vir jou dood nie. Sonde lê en wag vir ons, hulle is soos vuil goed, wat aan jou Christus kleed gaan vasklou, elke dag.
Moet nooit gemaklik raak, dat jy kom by 'n grys punt waar jy sê, grys is oké nie. Grys is nie oké nie, want Jesus het nie betaal dat ons grys is nie. Hy het betaal om ons te kom skoon maak, nuut maak, wit maak. Miskien sit jy vanoggend hier, en dalk is jy grys. Dalk is jy vasgevang in een of ander sonde. Weet jy wat, dis die amazingste van God. Dan vat jy jou kleed, dan sit jy vanoggend by hom en sê, Here, my kleed het grys geword. Ek bring hom na die hemelse droogskoonmakers. Hoor wat sê hy? As ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig, om ons sondes te vergewe, en ons skoon te maak, van alles wat verkeerd is. Dis God. So maak nie saak waar jy is vanoggend nie, hoe ver of hoe naby jy aan hom is nie. Vanoggend kan jy na hom toe kom en sê, my kleed is baie vuil, of half vuil. Ek wil my sondes bely. Dan sê hy, ek is getrou en regverdig, om nie net jou sondes te vergewe nie, maar jou skoon te maak. En dan stap jy vandag hier uit. Ek sien julle almal so in my gees is oog dans met julle wit kleertjies. Te sê, ek is skoon gemaak. Christus is my alles. Ek wil graag hê, die Heilige Gees moet my verander, na die beeld van God, sodat ek hom beter kan leer ken, en nog meer kan wees, wie ek regtig is, kind van God. So kom ek bid vir ons. Vader in die hemel, ek moet vanoggend bely, ek sal u nooit verstaan nie. Ek kan nie verstaan dat u my kom red het, toe ek nog 'n sondaar was nie. Maar u het besluit uit die liefde van u hart, om elkeen van ons en elkeen in die hele wêreld 'n geleentheid te gee, om u, die God van hierdie wêreld, se kind te word. Dankie daarvoor. Dankie dat, as ons in geloof 'n stap neem, om te sê, ek glo dat God my so lief het, dat hy Christus gestuur het, aan die kruis doodgemaak het, laat opstaan het, sodat ek ook 'n kind van God kan wees. Dan vra ek dat u in ons 'n begeerte sal gee, wat alle ander begeertes in hierdie wêreld sal oorheers, 'n begeerte om te sê, ek wil graag Christus my alles maak, daarom raak my begeerte na hom, dan wil ek in sy teenwoordigheid wees, help vir ons daarmee. Maar Vader, u weet, ons leef in 'n wêreld waar die sonde heeltyd aan ons vasklou, as ons nou hier uitstap, dan miskien nou terwyl ons hier sit, is die sonde nog aan ons. Help vir ons om dit raak te sien, te sê, ek breek met hierdie sonde, ek maak hierdie kolle skoon op my wit kleed. En dan sê hy, as ons sondes bely, u God is getrou, betroubaar en regverdig. U sal ons sondes vergewe. En dan sê u sal ons skoon maak van alles, asof ons nog nooit gesondig het nie. What an amazing God. Ons bely dat ons u lief het, ek bely dat ons u beter wil leer ken, tot die dag van ons dood. Amen.